This is heart-pumping horse racing country, where you own your style and make your statement. Where the beat drops and your spirit runs free. Feel the allure at this year's Hollywood Bets Durban July. Saturday, 4th of July at Hollywood Bets Greyville. Tickets on sale now at Ticket Pro. Die Hollywood Bets Durban July paneelvoorskou 2026 word aangedryf deur Hollywood Bets en Race Coast. Dis skouspeltyd in Durban, Paris skouspeltyd. Hollywood Bets Durban July, die 4de Julie by Hollywood Bets Greyville. En dis die eerste van sy soort paneelvoorskou. Ek het 3 gaste hier by my, wat ons 'n bietjie deur die veld gaan. Daar's 18 perde wat hardloop, met 2 reserve runners, almal hardloop vir 10 miljoen rand. En voor ons verder aangaan, laat ek net my paneel of my gaste vir julle laat voorstel. Van links na regs, gaan ek vir julle sê, heel links sit Tini Prinsloo. Ja, dankie om my hier so te hê, MJ, is lekker om hier so te wees. Sal maar vanaand probeer om te kies wat 'n perd is die regte ene vir die Durban July, ja. Jy is by die werk in die oggende, so hopelik kan jy vir ons 'n bietjie inligting gee, maar ons sal 'n bietjie later terugkom na jou toe. Albert Steyn, seun van Kleinman Steyn in die Kaap. Albert, lekker om jou hier te hê. Natuurlik 'n bietjie anders om in Durban te wees van die Kaap af, maar ken 'n paar van die perde, so ons sal lekker oor praat en welkom. Ja, baie dankie MJ, dis 'n baie groot voorreg om hier te wees. Ek's baie bly dat ek hier kan wees. En dan reg langs my is Zander Spies. Glo baie mense ken hom. Kleinseun van Toby Spies en seun van Cornelis Spies afgetree. Jy ook self nou jou lisensie gekry. Zander, welkom, en het ook redelike kennis van al die perde daarbo in die Transvaal. Ja, ek sal so hoop. Anders hoort ek nie hier nie, maar ja, dis altyd lekker om te kan sit en gesels, en is groot voorreg om betrokke te wees by 'n Afrikaanse paneel. Mense nie baie sulke goed gebeur in perderesies nie, so is lekker om jou moedertaal te kan praat, en hopelik kan ons die regte perd vir die July uitkies. Ja, dis die eerste Afrikaanse paneelvoorskou waarvan ek weet, en so ons maak 'n bietjie geskiedenis weer hierso by Hollywood Bets Greyville. Dis die kontinent se grootste of die rykste reis, 10 miljoen rand wat die perde voor hardloop. Daar is 18 van hulle wat hardloop. En Panthers Challenge op die dag. Jy het nie nodig om iets te betaal of iets nie. Jy maak net 'n rekening oop by Hollywood Bets. Outomaties skryf jy in. Daar's 20 miljoen rand om te wen. Jy moet al 12 perde kies wat natuurlik elke reis moet wen. Nie die maklikste nie, maar daar's baie geld op die spel. Daar's 'n waarborg van 750 000 rand. Die eerste 100 manne op die lys kry 250 000, en dan is daar 500 000 rand op die spel vir die mense wat die meeste wenners tip. So ja, kry jou kaartjie of jou boekie en begin studeer. Daar's redelik baie geld om te wen. Dan is daar ook 'n 15% bonus wat jy kry as jy onder 30 000 rand inbetaal. So lekker geld om mee te speel. Daar's baie bonusse op die dag. En ons sit ook met 'n lucky pick van 100 rand. Vir 100 rand kan jy 120 rand se bets kry. So ja, baie waarde op die dag. Hollywood Bets natuurlik is baie op met dit en maak dit redelik nie baie maklik nie, maar 'n mens kan lekker geld wen op die dag. So ja, om al hierdie geld te wen moet ons natuurlik al die betting kry. So ons gaan gou vinnig deur die betting wat ons op die oomblik het gaan, en dan kan ons dit verder met die manne hier langs my gesels en hoor wat hulle keuses is. Bo op die betting is Star Meiser, die 3 jaar ouer geperd wat 4-1 is. Wishlist is 11-2. Nou to South nog 'n 3 jaar is 16-1. Regulation, een van die ouer perde, is 13-2. Viva's Liberty is 10-1. Zach is 14-1. Native Ruler is 16-1. Aladdin's Lamp 16-1. Gladiatorian, een van die ouer perde, is 20-1. Isivani, Hollywood Bets se eie perd, hulle besit hom is 20-1. Legal Counsel 25-1. Mokka Blend, baie goeie ouer filly wat 25-1. King Palace, perd wat baie goed stay, hy is 25-1. Hazy Daisy, man langs my hierso ook, Zander Spies se perd, eerste perd wat hulle in die July wat Hollywood Bets Durban July wat hardloop, 33-1. Maar nou ook een van die fillies 33-1. The Ultimate King 33-1. Absolute You 40-1. Olivia's Way is 50-1, en dan daaronder is nommer 19 en 20. Joyce Senada, hulle is reserves, hulle is op die bank. Hopelik kom maar scratches dat hulle kan inkom, maar ja, ons sal hulle ook gesels, en dan 20 Curious Girl is ook die ander reserve. So ja,
Manne, sommer hier begin. Zander, jy het redelike kennis van Johannesburg se perde. Ons gaan so vinnig oor die reserverunners praat. Curious Girl, sy het baie goed gedoen in Johannesburg. Sy het die Felixkinesi Classic gewen en toe sy tweede in die Oaks gehardloop. Wat is jou opinie op haar as sy kom? So Curious Girl is 'n de Kok hardloper, net 'n korreksie of korrigasie. Sy het die Colts Derby gewen. Colts Derby, dis reg, ja. in Johannesburg. Nadat sy 'n redelike harde opwerk opgehad het op daai punt hier in Durban. Sy het verskriklik gespring in klas om in daai derby in te gaan. Nou ek moet sê dit is nie die sterkste derby gewees van die afgelope paar jaar nie, maar sy het dit mooi gewen. En toe gaan sy aan natuurlik hier om in Durban in 2 feature races te hardloop en sy het nie sleg gedoen nie, maar soos ek dit verstaan, ek dink Mike gaan eerder vir die 3000 meter gaan. Ja, sy's in 'n reis op 'n ander. Ja, sy's op die in die July Constellation. So ek dink sy het 'n beter kans daarso. Selfs al kom sy in die reis in, ek dink nie haar vormlyn suggereer vir my dat sy veel van 'n kans gehad het, behalwe miskien dalk 'n plek kans op die ergste. Tini, as sy inkom, wat is jou opinie op haar? Ja nee, ek moet sê ja, Curious Girl, soos Ander nou gesê het, ja, sy het 2 of 3 goeie reise gewen, mooi in die klas opgegaan. En ja, soos hy nou sê, Mike de Kok het besluit om die perd miskien eerder in 'n ander race te hardloop. So ek sal gesê het op die einde van die dag, as hy ingekom het, sal sy miskien 'n plekkans gestaan het. Ja. Op die vorm wat sy op die oomblik het, ja. Albert, ander reserverunner Choice Nade, ongelukkig nie ingekom nie, baie goeie vorm. Ja, ek voel op 'n manier hy mis eintlik 'n bietjie uit. 58,5 natuurlik nie maklik nie. Kyk, meeste van die ouer perde in die reis, dis eintlik moeilik vir baie van hulle. Maar ja, ek sou gesê het as hy in was, kon ons gesê het hy het 'n kans vir die einde van die kwartet so tipe kans gehad. Okay, kom ons kan begin selfs oor die perde wat eintlik hardloop. Nommer 15 is eerste Olivia's Way. Zander, perd het daarvan nou om van agteraf te kom. Sy kom nie altyd te goed uit die hokke uit nie. Ja, sy's bietjie stadig uit die hokke uit gewoonlik. Sy is nou 'n ouer filly. Haar beste dan wat ek al of hardloop wenred wat ek al ooit gesien het, sy het deelgeneem het hierdie jaar se Summer Cup, of laas jaar se, hierdie seisoen se Summer Cup. Waar sy tweede gekom het teen Mokka Blend, 'n ander deelnemer van die July. Ek dink nie die Gravel resiskoers gaan haar manier van hardloop skik nie. Ek dink nie sy's die tipe perd wat oor 400 meter vinnig genoeg kan versnel om hulle in te haal nie. Sy sal moontlik aanhardloop aan die einde, maar sy gaan uit grond hardloop om in te hardloop. So nie vir my nie. Albert, enige kans vir jou? Ja, soos Zander nou genoem het, daai ran in die Summer Cup was uit die boonste rakke uit. Ek sou meer van haar gehad met ligte gewig. Ek dink 55 kg is 'n bietjie swaar. En soos hy sê, om te versnel met die 400 meter stryd, sy het nie daai stryd soos in Johannesburgie. So vir my nie sonder 'n plek kansie, maar nie my keuse nie. Ja. Gaan dan na nommer 3 toe, die Ultimate King, Tini Prinsloo. Goeie run laas keer in die Gravel 1900. Hy het 'n goeie draw, nie 'n slegte gewig nie. Kabelo Machinyane ry vir Tony Pieter. Opinie op hom? Ja, MJ, jy weet hierdie perdjie, the Ultimate King, hardloop 4.85 agter Isa Savani. Isa Savani is nie baie laag in die betting nie, so sy betting voorspel dat hy dalk miskien 'n baie goeie reis gaan hardloop. Ja, my siening hierso, jy weet dit maak dit baie moeilik want die veld is baie oop. Ja. So ek gaan nie vir die perdjie gaan nie. Zander, vir jou vra, hy's 'n bietjie van 'n moeilike perd. Hy gee 'n bietjie moeilikheid om afstaart toe te gaan en dit so groot dag baie mense hierso, nou gaan omtrent 45,000 mense hierso wees, so nie altyd ideaal nie. Dit maak dit verskriklik moeilik. Dit sal as die perd die rede is hoekom hy moeilik is, moontlike interaksie is van stimulasie wat hy kry van buite af, dan gaan die July definitief nie geskik vir wees vir hom nie. Die mense maak geraas,
daar's baie mense teen die rail, 'n perd wat al klaar sukkel om by die start uit te kom, dit kan moeilikheid voorspel. Kyk, dis 'n perd wat verskriklik baie vermoëns het. As jy kyk na wat hy teen agteral gehardloop het, Fire Attack se Grade 1 wenner. Hy het 2 keer teen Fire Attack baie close gehardloop of naby gehardloop wat 'n Grade 1 wenner is. Hy derde in die Summer Cup gehardloop hierdie jaar met swaarder gewig, ek dink as Mokka Blend en die ander filly Olivia's Way. Hy is altyd 'n perd wat 'n kans het, veral met sy loting. Ek hou nie van sy gewig nie en dis altyd vir my 'n baie groot vraagteken as 'n perd moeilik is op pad af na die begin toe. Ja, Daar's so baie Julys. Daar's baie mense en dit help nie altyd nie. Ja. So ja, klein kansie vir ons. Gou nou 'n perd van een van die Durban perde hierso is Absolute You. Albert Steyn, ek dink jy ken hom, hy was in die Kaap gewees en baie nice perd. Mark Du Plessis kom van oorsee af terug, hy is oorspronklik van Zimbabwe af, as ek nie verkeerd is nie, en lekker om te sien dat hy terugkom en vir Pieter Muscat kom ry. Ja, nee, 100%. Ek het die voorreg om bietjie tyd te spandeer met meneer Pieter Muscat van ons perde staan ook by hom. So ek sien hierdie perd daagliks en ek dink meneer Muscat het hom in 'n baie goeie spasie. Ek dink sy gallop nou die dag was baie goed. As jy kyk na sy laaste run, hy het 'n lengte verloor by die start. Hy's 0.7 lengtes agter Zaits. Baie goeie run, dink ek. Fantastiese prep run vir die reis. 54,5. Goeie gewig. Ja. Ek dink die perd het 'n kans. Ek dink hy geniet Hollywood Bets Gravel ook. Definitief. Stewige perd. Definitief. Hy's definitief 'n perd dat ek sal sê the outside chance. Tini, jy ken hom so 'n bietjie van Durban af. Gee jy hom enige kans? Hy's bietjie Ja, sleg nee, gedra. hy moet definitief 'n kans hê. Is net die feit dat hy 14 gedra is. Hy kom met 'n lekker lae gewig in en soos ander soos meneer Steyn hierso sê, dit hardloop net agter Zaits. As jy ons sal nou by Zaits kom, maar ek dink dit was 'n baie goeie wedloop van hierdie perdjie gewees. So hy moet definitief 'n kans hê, ja. Dan gaan ons na een van die dames in die reis wat deur 'n dame afgerig word en pas in hierdie tipe van reise is 'n groot ding. Zander Minogue nie goed gedra nie. Sy het 'n baie goeie reis gehardloop laas keer en sy is eintlik beter af met die gewigte met Wishlist. So Wishlist is een van die perde wat redelik 'n groot kans het. Minogue dra 16, Kevin Arena seker die regte jockey vir. Hoe som jy op? Wat vir my baie interessant is dat Lorena die ry gevat het op haar spesifiek in hierdie reis. Hy sou keuse gehad het van baie perde in hierdie wedren en hy het daar gekies. Hy moes seker iets gevoel het in die ek bedoel jy nie het dit gery voorheen, so dit is vir my interessant dat dit die keuse is, maar hoe ook al dit mag sy, kyk daar's 'n paar vraagtekens vir my oor die run wat sy gehad het of die wedren wat sy gehad het waar Wishlist gewen het. Die tyd was eksepsioneel stadig. Ja. Sy het vorentoe gegaan, die ry stadig gemaak, die pas gemaak dat dit daar pas, laat sy die afstand kan sien. Ons altyd vraagtekens oor of sy 2000 kon sien. Sy het 2 keer in 'n ry tweede gehardloop en feature race is oor 2000 meter, maar dis waar die pas geskik was vir haar. Ja. Nou gaan sy teen die seuns, die Colts nie, Geldings en ouer perde, en hulle mag dalk net nie toelaat dat sy maklik voor gaan sit en die pas terugtrek nie. As dit in 'n sprint in verander, dan het sy 'n kans, maar nie vir my nie. As mens kyk na die tyd wat die Will Havington in gewen was, is 3 sekondes stadiger as die Daily News. Dis 30 lengtes. Ja, dis 'n groot verskil. Sy sou laaste gehardloop het in die Daily News op haar tyd. So Goeie punt wat jy daar het. dis nie vir my nie. Ja. Tini, loting by Hollywood Bets Gravel is baie belangrik. Sy 16 geloot, maar hoe sy reis, Kevin kan dalk daar na die drill toe gaan en niks interference hê nie. Ons weet dis 'n rowwe reis partykeer. So die draws teen hom, maar sy het spoed. So wat jy opinie oor dit? Ek meen sy het spoed. Ja, nee, definitief. Sy gaan definitief vorentoe gaan. Uit die draw uit, dink ek, kyk, Kevin is 'n baie sterk ryer, so ek dink hy gaan probeer om voor te kom. As hy dit nie doen nie, gaan hy miskien na midveld sit, in die middel van die veld. As hy dit doen, dan, ek weet nie, die 16 draw plans baie, en weer eens is 'n filly wat die manne aanvat op July-dag. En dis nie net sy baie ligte gewig nie, sy 56 Ja, nee, sy is het 'n ligte gewig, ja, maar as ek moet sê, dink ek die 4de, 5de rond. So een van die kwartet, Ja. groter kwartets in dit. Albert, Kevin Arena, draw 16, wat is jou opinie oor goeie jockey? Hoe as dit sê nou maar jou pad was, wat sou jy hom ook gevra het om te doen? Kyk,
jy kan probeer vorentoe gaan. Die ding is, as jy nie gou genoeg al kom nie, word jy Die draai kom vanaf. word jy 8, 9, 10 wyd gevang. Ja. En dit Dit kan nie werk mens nie. wen nie so nie. Ek sal persoonlik sal ek al probeer 'n kans gee, maar nie heel agter sit nie, soos wat Prinsloo nou gesê het, in die middelveld, as jy so kan sê. Baie goeie run laas keer, resies gehad op laas keer teen Wishlist. Maar ek dink op die gewigte 56, dis moeilik vir haar van 'n 16 draw af. Ek sê nie sy sonder 'n kans nie, maar ek sal sê as dit 'n kans is dit 'n kans om ISO 4/5 daar rond aan te hardloop. Dan gaan ons aan na Hazy Daisy toe. Hier is 'n bietjie van 'n storie. Hierdie Mary het R37.500 gekos. Sy hardloop vir R10 miljoen. Sander, julle eerste perd in die Hollywood Bets, Durban July, dis 'n hoe sê hulle in Engels 'n fairy tale storie dat sy hierso hardloop vir daai prys vir geld. Want deesdae is dit nie so goedkoop om 'n perd aan te skaf nie. Ja, dit is amper 'n sprokiesverhaal. Ja. Jy kry nie perde vir daai prys nie. Jy kan selfs 'n baie slegte een kry vir aansienlik duurder. Ja. So is nie baie wat dit gebeur nie. Ons het maar besluit om 'n kans hierso te vat. Want nommer 1, jy kry nie altyd die kans om te hardloop in die resies nie. Resies wat soveel geskiedenis het, en dit is baie nou, dit het 'n baie nou verband aan die resies kultuur in Suid-Afrika. So dis 'n eer om 'n plek in 'n resie soos die te kan kry. Sy dra 'n ligte gewig. Ek sou daarvan gehou het as dat sy 'n ligter gewig kon dra. Ek weet nie noodwendig of ek saamstem met die handicappers rating van 117, wanneer 'n perd soos Wishlist ook 117 is nie. Kyk, hy het al 'n Grade 1 gewen en sy het wel 2 keer in 'n ry, 3 keer in 'n ry eintlik. Of 2 keer in 'n ry. So of ek kan nou die Samber Cup dag se reis onthou nie, maar laas jaar se kampioen 2 jaar uit vir die gebied. So dis nie asof sy nie niks al gebied het. Die Golden Palm was laas seisoen volgens almal die beste filly in die land, of die beste 2 jaar uit filly. Laas keer se run was bietjie af. Ja, was afgewees. Vir dit. Kyk, ja, ek dink ons het dalk oorskat waar sy is met betrekking tot haar fiksheid. Dis belangrik, of een van ons metodieke en filosofie wanneer dit kom by resies perde is, of perde afterug, is dat is beter as 'n perd 'n baan ten minste een keer al gesien het, weet hoe dit lyk, hoe dit werk en so aan. So dit was maar eintlik die hoofdoel gewees vir die Daily News. Dit was nooit, ons het daar nooit geprep om daai reis te probeer, dit te piek daar nie. Dit is om nou te piek, so sy sal heel wat fikser wees. Interessante ding is, mense kyk na die internasionale timeform ratings wat gebruik word om 'n rating te gee vir 'n perd in 'n spesifieke reis, was hy verskriklik ver onder wat sy altevore bereik het in daai reis. So ek dink nie dis maar 'n tipe reis wat ek dink jy amper 'n lyn kan deurtrek. As sy haar voete kan vind op die dag en haar loting kan gebruik, want sy het 'n uitstekende loting van 6 gekry, dan mag sy 'n klein kans hê. Ek sal vir die publiek sê, sit aan jou exotics in die kwartette en so aan. Sy kan dalk in die plek in hardloop. Ek hoop alles gaan verkeerd vir al die ander perde dat sy wen, maar dis maar net my. Sander, dankie baie goeie inligting daar vir julle perd Daisy. Ons gaan net gou 'n bietjie 'n breek vang en ons is net nou terug met die res van die veld. This KZN Champion Season, the finest horses from around the country chase over 35 million rand in graded stakes. And you could be chasing your share of 2.5 million rand in cash and prizes in the Hollywood Bets Season of Champions competition. Between May and July, every 50 rand bet on horse racing gets you an entry into the draw. The action starts with you. Enter now at Hollywood Bets. Welkom terug en ons gaan nou 'n bietjie oor die perde gesels wat bietjie korter in die betting is. En die eerste een wat hier opspring is King Pelles. Nie die beste draw nie, 'n goeie styer. Albert Steyn, hierdie perd was in die Kaap gewees en hy het teruggekom en 'n hele paar steinreises gewen en interessante prep in die reis in. Ja, MJ, ek dink hierdie is 'n topklas styer. Baie goed. As hy die beste in die land is. Maar dan gaan kyk nou sy tweede laaste run agter Okavango. Loop in 6 lengtes. 1600 meter wat ver van sy beste af is. Hy het daarna weer 'n 1400 gehardloop. Kyk, dit is baie ver van sy beste af, maar miskien is dit al wat hy nodig gehad het. Party perde, soos jy weet, kort meer
groter prep, 'n harder reis, party perde kort 'n ligter prep. Ja, want So jy hulle- kan nie ook nie die werk doen met die huis met die perd nie, want hulle het 'n reis nodig. Die reis is net 'n bietjie 100%. anderster. 100%. So die 1400 is miskien al wat hy nodig gehad het en dit is 'n plan wat hulle gehad het en 4de agtersides oor 'n afstand weer eens ver te kort vir hom. Ek is nie 'n groot, hoe kan ek sê, soos die Engelsman sê, fan van die 59 kg wat hy dra nie. Ek dink dis 'n bietjie swaar. Maar ek sal nie verbaas wees om hierdie perd te sien ook miskien 'n 4de, 5de daar rond te kan hardloop. Hardloop baie goed aan. Tini, jou opinie oor die perd het nie goed gedra, loting nie en 59 kg. Chad Schofield, een van die 6 internasionale jockeys, hy is van Suid-Afrika af, maar baie goeie internasionale ervaring. Ja, nee, hy het miskien nie ervaring. King Palace is een van die perde wat regtig baie goed lang afstande doen. Sy vorm is goed, hulle het hom mooi geprep vir die reis. Hulle het hom nou die dag hierso by Greyville reiskos gehad vir sy final gallop en ja, soos ek gehoor het, was hulle baie tevrede met dit gewees. Dis die enigste probleem is die 17 draw, 59 kg en dan is die eerste keer wat Chad Schofield die perd gaan ry. Hy is 'n baie goeie jockey. So Ja, ons hoop maar van die beste. Paar faktore teen hom, maar hy's 'n perd wat baie goed styg. Ons gaan nou na Isivivani toe, Hollywood Bets Race of Hollywood Racing sy eie perd wat hardloop, een geloot en ons gaan 'n rerun kyk van hom waar hy in die WSB 1900 gehardloop het. Zander perd, loting by Hollywood Bets Greyville, hoe belangrik is dit? Dis seker een van die belangrikste resiesbane in die land om 'n goeie loting te trek. Op die skerm is daar nou die reis wat hy gewen het laas keer, die Greyville 1900, hy het baie goed gewen. Baie indrukwekkend. Ek's geneig om te sê dit was 'n baie indrukwekkende wen. Die perd tweede dag gehardloop met regulation is ook 'n perd wat regtig deur Justin van gehou word vir hierdie resies. So jy kan nie dit ignoreer nie. Hy dra die regte gewig. Ek dink hierdie perd gaan hom met 'n groot kans. Die een loting help hom baie. Aymonet en Sean gaan die jockey op die perd gaan net met seker maak dat hulle hom nie toemaak en dat hy nie 'n run kan kry aan die einde nie, maar hy het 'n deeglike kans hierdie perd. Ja, Tini, hy is een geloot 52 kg op sy rug en is 'n 4 jaar ou perd met redelike spoed uit die hekke uit. So daar's baie goed wat na hom te wys. Ja nee, kyk, hy is 'n baie goeie perd. Sy vorm wys dit vir jou dat die perd kan hardloop. Die enigste ding wat ek teen dit het, ons het nou net gepraat van King Palace. King Palace het die perd met hy 30 hardloop agter King Palace, ja. 1.8 lengtes. Okay, hy het die draw, hy het die weight aan sy kant, die gewig aan sy kant. So ja, hy moet 'n runner wees. Maar ons sal later in die reis kom na die perd toe wat ek Ja, die perd, tipiese perd wat hy met alles in sy guns sê. Ja, hy het alles in guns. So hy het alles in sy hy behoort 'n goeie ja, hy sal 'n goeie kans staan. reis hardloop. Albert, ek gaan na jou toe kom. Ons gaan nou die replay kyk van die Hollywood Bets Gold Challenge waar Legal Counsel kortkop tweede gehardloop. Hy tweede in die Metok gehardloop en 'n perd met die meeste gewig in die reis, maar hy's 'n eyster en ons kan gou kyk na die replay van die Gold Challenge waar Legal Counsel voor was en hy het kortkop tweede agter questioning gehardloop. So Albert, 'n sterk groot perd, jy ken homself. Hy behoort die gewig te dra. Ja. Ek wil net ook bysit by Isivivani wat jy voor dit gehad het dat ek dink Isivivani is 'n baie groot runner. Net om dit by te sê. Dankie dat ons nou nie uitlaat nie. Nee, dis geen probleem nie. In elk geval, hierso Legal Counsel het verskriklik baie verbeter. As jy kyk na sy laaste run, jy weet tweede teen questioning in die Gold Challenge oor 'n myl. As jy kyk na sy run in die Met teen Sierra, dit was naskraap. Hy kon net so altyd gewen het. Hy's duidelik op 'n baie goeie plek. En hy raak dit al hoe beter as 'n 4 jaar oue perd. Maar ek voel net hy's 62 kg Dis baie gewig. Jy weet as hy dit kan doen, is hy briljant. Dan is hy wêreldklas.
soos die Engelsman sê, hy's 'n tough horse. Hy's 'n taai perd. Jy kry perde wat partykeer gewig beter dra as ander. En hy's definitief daai een wat hom gaan dra. Yes, ek dink dis 'n baie moeilike taak vir hom. Maar ek dink hy sal nog steeds 'n goeie reis hardloop. Sander, gee hom 'n kans? As hierdie gewig vir ouderdom resies was, het hierdie perd gewen met 3 of 4 lengtes. Maar 62 op die rug. Ek dink nie in die laaste 20 jaar, 25 jaar het daar 'n perd al gewen met 62 op sy rug in hierdie reis nie. So statistieke is so 'n bietjie teen hom. Hy het 'n goeie loting, hy het 'n goeie jokkie op die rug, die regte afrigter vir hierdie tipe reis. Hy het geen issues om die afstand te sien in my opinie nie. Sy hardloop in die met vroeër in hierdie jaar was uitstekend geweest. Maar vir my, ek dink net die gewig gaan hom kelder aan die einde. Hy kan dalk naby gaan, hy kan dalk 'n plek hardloop in my opinie, maar dit is amper 'n onmoontlike taak. En as hy dit kan regkry, dan moet hy een van die beste perde in ons land wees. Dan skuif ons na die volgende perd, die ou Natal Faithful Gladiatorian. Sy perd het ook baie goed gehardloop in die Gold Challenge. Hy was laas jaar hierdie tyd in baie goeie vorm. Gee hom 'n kans? Ja, wel, kyk, indien die gewig hom nie pla nie, dan behoort hy 'n klein kans te staan. Weereens dieselfde probleem. 61,5 op sy rug oor hierdie tipe afstand. Dit is baie moeilik. Dit tel half teen hom in daai geval. Sy vorige 2 starts, in die Drill en in die Gold Challenge, albei verskriklike goeie wedrenne. Hy is baie lief vir Gravel. Dit is een van dit is sy gunsteling baan. Hy is die oudste perd in die reis, hy's hard, maar weer eens die gewig sluit hom vir my uit. Tini, vir jou Gladiatorian nommer 8? Ja nee, ek sal net sê nuwe jockey op sy rug, Mosieni. Mosieni is ook nie een van die grootste ouetjies nie. So hy gaan bietjie dooie gewig dra hierso in die sal. Ja, is moeilik met die 61,5 kilos op. Kyk, die perd is baie goeie perd. Die perd ken Gravel. Hy was Kaap toe, hy het teruggekom. Stewart Ferry doen 'n brilliant job met die perd. Briljante job. Hy is 'n bietjie heavy gewig vir my, die swaar gewig. Ek dink dit kan hom 'n bietjie terughou, ja. Ja, dit is 'n handicap en dit maak 'n groot verskil. Ek meen gewigte vir my stop trein. So nou gaan ons na nommer 13, die filly Mokka Blend. Sy het die Betway Summer Cup gewen en 'n baie sagte prep in hierdie reis. Ons gaan gou die replay kyk van die Betway Summer Cup waar Mokka Blend gewen het, nommer 13. Soos ek gesê het, sy het 'n baie goeie reis gehardloop hierso. Sy was goed gewigtig gedra. Sy het 54 kilogram gedra. Sy kom in hierdie reis en sy het nog net 2 runs gehad. Dis haar 3de run van die layoff af. Tini, Mokka Blend, wat is jou opinie oor haar prep en hoe sy hierso sal hardloop? Ek dink haar prep is MJ, die perd, dis die perd wat ek like om die reis te wen. Ek gaan my kop neersit op hierdie perd. Die perd het 2 prep runs gehad in hierdie reis in. 7de 4 lengtes agter Quickstep Girl, is 'n perdjie in my stal wat ek Grade 2 gewen het. Dit is nie haar afstand nie. Die perd huil om hierdie afstand te gaan. Ek het haar gesien by die baan. Sy lyk fenomenaal. Sy regtig, ek dink die perd is in die regte plek. Dit is my perdjie vir die July dag, ja. Albert, Mokka Blend, sy kom nie baie goed uit die hokke uit nie, maar sy het 'n finish op 2000 wat baie goed is. Die 2-2 behoort nie 'n probleem te wees nie. Ja, kyk, MJ613 geloods, ek dink nie daar sal enige planne wees om vorentoe te gaan of so ietsie. Ja. Dit sal so hulle gaan ons elke geval 'n kans gee. Dis is 'n hardloop. Soos meneer Prins ook gesê het, goeie prep. Weer eens baie kort van haar beste laas keer, 1400, maar dis weer eens 'n geval van dis seker maar dis al wat sy nodig gehad het. En nog steeds nie 'n slegte loopie teen Quickstep Girl nie, 4.55 lengtes met 62 kilogram op die rug. 56,5 kilos hierso. Nie maklik nie, maar sy is definitief nie sonder kans nie. Die Hollywood Pitch Durban July is 'n reis wat die afrigters probeer altyd die perd in die reis kry met die ligste gewig, die regte gewig. Nou hier's 'n perd wat 'n reis gewen het in Johannesburg, Aladdin's Lamb, die Jubilee Stakes. Ons gaan nou na die replay kyk van dit. Zander, ek wil jou opinie vra, 'n perd wat half ingeval het omdat hy die Jubilee Stakes gewen het.
'n perd in die Kaap vir 'n ruk was en hy het vanuit Johannesburg van baie goed gedoen. Dink jy hy het 'n kans in die race? Om eerlike waarheid te sê, ek dink nie van daai loting het hy veel van 'n kans nie. Die kollaterale vormlyne hierso is die van ultra steiers. In Flame spesifiek is die perd wat hy agter 2 keer al gehardloop en Daimiao ook 1 keer agter. Die 1800 met die blinkers op, ek dink die Kokstall het die regte besluit daar gemaak en hy is miskien dalk 'n beter 2000 meter perd as wat hy 3-2 perd is. Maar vir my om die eerste keer in die July te hardloop, om net ingegooi te word, basies is 'n supplementary entry. Hulle het nie gedink dit gaan aan die July hardloop nie tot en met hulle die Jubilee gewen het. So, ek dink hulle vat 'n kans. Hulle wou 'n runner in die race gehad het wat almal wil hê, maar nie vir my nie. Ek dink die ligte gewig sal hom help, maar die wye loting, dit gaan dit verskriklik moeilik maak vir die perd. Albert, jy ken die perde Lenslam so 'n bietjie van die Kaap af vir kans, ja of nee? In my opinie 18 loting soos ander genoem het, totaal in alle staying vorm. Teen perde wat eintlik net staying races hardloop. Nie vir my nie. Dan gaan ons aanskuif aan Native Ruler, een van Justin Snyde se perde wat laas jaar in die Hollywood Beach Durban July gehardloop het, 3.9 lengtes agter die Real Prince gehardloop. Die Native Ruler, 'n baie mooi perd, 'n hoë rating gekry vir races wat hom laas jaar ingehardloop het. Seker nie ideaal nie, maar hy kom in die race met ook 'n interessante prep in die race en hy's uit 1900 en 2.4. Wat is jou opinie oor Native Ruler? Ja, Native Ruler, ek dink hy's nogal 'n nice perd, maar ek dink hy's net nie die regte race vir hom op die oomblik nie. Alhoewel hy 3.5 lengtes van Cartagena van gehardloop het oor 'n 2000 meter. Jy weet, Justin Snyde sal ook nie die perd in die race in sit nie. Ek meen, as hy glo die perd kan die afstand doen. Perd het in 'n paar groot reise gehardloop in die Winter Stakes, dit gewen Emelense Kuduma. Hy die perd eintlik maklik geklop oor die afstand. So 58,5 kilos, 10 loting. Ja, ek sal sê die perd kan ook miskien in die agterkant van die cottage, as hy gelukkig is hardloop, ja. Albert, Native Ruler vir jou? Ja, nie sonder 'n kans nie, MJ. Sy laaste loopie baie goed. Baie goed. Ek dink hierdie perd is seker van daai perde wat was 'n 4 jaar oud tipe perd al hoe beter raak. Die gewig is die enigste vraagteken vir my. As hy ek sê hy dra 56, het ek vir gesê hy's 'n verskriklike groot runner. Maar ek dink 10 loting nie te sleg nie. Hooplik is vir hulle as dinge vir hom reg gaan, kan ek hom sien miskien 'n plek hardloop. En dan gaan ons nou aanskuif na die enigste grysperd in die reis nommer 12, Zayts. Zander, ek met jou gesels, jy's 'n man van statistieke. Ouer perd, 4 jaar oud, nie ideaal geloot nie, maar hy kom in die reis baie goed gehandicap met 53 op sy rug en 'n goeie prep. Ja, ek dink dit was 'n baie goeie voorbereiding deur Andre Nel. Kyk, die feit dat Moodley, Serena op hom bly, hy ken die perd, hy doen goed op die perd. Jet Force is 'n baie goeie perd uit die Kaapse vormlyne uit. Imposing en I Salute You. Ek weet I Salute You is 'n ander perd wat in hierdie July hardloop en hy het hom geklop. Die 53 op die rug, dit help vreeslik baie. Ek dink dis 'n donker perd vir die resies. Daar's nog altyd praat oor hierdie perd. As 'n 3 jaar oud kan ek onthou laas jaar het hulle gesels oor hom en so. Hy's in met 'n definitiewe kans in my opinie. As hy sy loting kan oorkom, en die resies vir hom uitwerk, dan kan ek sien dat hy sterk aanhardloop aan die einde. Maar nie my nommer 1 keuse nie. Tini wat by Summerveld afrig, die perd dalk al gesien daar en wat is jou opinie oor die 4 jaar ou perd met 53 op sy rug? Ja, Zayts het ek al gesien daar so by die baan en Serena Moodley bly op die perd van Andre Nel, goeie gewig, weer eens net 'n bietjie van buitekant draw, maar die perd is, ek kan net een ding sê, as die perd het 'n goeie prep gehad en as dit die afstand uitsien, dan is dit 'n groot runner, ja. Tini, baie dankie. Ons gaan net gou 'n bietjie van 'n breek vat, dan sal ons net tot terug wees met die res van die veld.
This is hard-pumping horse racing country, where you own your style and make your statement, where the beat drops and your spirit runs free. Feel the allure at this year's Hollywood Bets Durban July. Saturday, 4th of July at Hollywood Bets Greyville. Tickets are selling fast. Get yours now at Ticket Pro or catch the action live on SuperSport. As jy wil inpas Saterdag, Country Allure, dis wat moet aantrek. So kry jy 'n hoed, boots, net wat jy wil, maar Country Allure is die tema. Ons is terug, ons gaan nou met die bietjie jonger perde praat in hierdie Hollywood Bets Durban July. En die eerste een is Viva's Liberty. Ek gaan na Albert Steyn toe kom, 'n perd wat van die Kaap af kom, jong perd, een van die 3 jaar ou perde, 53 op sy rug, 9 geloot. 'n Perd wat vir my lyk of hy 'n pas nodig het in 'n reis. Ja, MJ, ek dink goeie kans. As jy kyk aan sy laaste run teen Star Major, hy was voor gewees. Ek dink as ek dit verkeerd het, is hy tipe perd wat hou daarvan om so 2 of 3 perde te volg. Wat ek dink hom sal, en ek seker daarvan dit sal die plan wees die keer, in my opinie. Laas keer level weights met Star Major geklop het 4 lengtes. Hy is nou 4 kilogram beter af met Star Major oor 2200 meter. Wat 'n baie groot impak het vir my. Ek dink hy's 'n groot runner. Tini, Prins, jou weer vra, jy is by Summerveld nie in die oggende, die perd is seker al hierso en het jy hom dalk al gesien en kan jy ons dalk net 'n opinie gee oor wat jy dink van hom, die 3 jaar ouer perd met 53 kilos op sy rug? MJ, ek ken eintlik nie die perd nie, ek het hom nog nie gesien nie, maar Craig Zaki, hy bly op die perd vir Candice Bass. Baie goeie vorm. Ek stem saam wat Albert gesê het oor hierdie perdjie. Ja, ek het nie, ek weet nie wat om te sê van die perd nie, maar die vorm is baie goed, ja. Zander, Craig Zaki is in die vorm van sy lewe. Hy gaan die kampioenjockey in Suid-Afrika gekroon word aan die einde van die maand. Viva Liberty. Ek gee die perd 'n reuse kans om te wen. Kyk, Craig moet sweet om hy gewig te maak. Hy ry gewoonlik van 'n 54,5 af, maar hy is gekontrakteer deur Kaya Stables om vir hulle perde te ry. So hy het nie 'n keuse gehad eintlik wat hy ry in hierdie resies nie. Ook die reis vir hulle laas jaar gewen en defending. Ja, so ek dink hierdie perd op die gewigte omdraai met Star Major het hy 'n reuse kans. Ek dink hulle steek hierdie perd regtig goed weg sover. Ek dink dit gaan 'n puik resies wees van hierdie perd op die dag. Nou gaan ons nommer 2 toe, Regulation, 'n perd wat ook so 'n bietjie ingesnak het in die reise. Hy's 2 geloot, Zack Lloyd op Tini Prinsloo. Hierso het ons die rerun van sy laaste reis wat hy gehardloop het, die Betgames Cup Trial. Hy het 4 lengtes agter van Zats afgehardloop. Seker nie die beste nie, maar al daai reis uit sy vorm uit, dan moet hierdie perd 'n groot kans hê, nie? Ja nee, definitief MJ, die perd met 'n kans hê, ja. Tweede agter is Vivani. Hy het deeltyd wyd gehardloop en hy kom ook met 'n baie lae gewig en hy het die regte draw. Zack Lloyd ry vir Justin Snaith. Ja, ek dink ek kan met die perd het 'n kans, ja. Albert, jy ken die perd redelik goed van die Kaap af. Ons haal daai laaste run wat hy 4 lengtes agter Zats heeltemal uit. Die reis wat hy agter Iswani gehardloop het, baie stadig gaan 3 wyd. Nog steeds 'n goeie reis gehardloop. 52 kg draw 2, wat is jou opinie? Ja, kyk, ek kan hom op beste 'n buitekans gee. Op beste vir my. En dit is, ek sê dit maar net oor die gewigte, of 52 oor 52 kg op sy rug. Ja, al 'n paar goeie reise gehad op teen goeie perde en hy is 'n tipe perd wat kan inkruip, as ek dit so kan stel, met 52 en daai top 6 in, sal ek sê. Maar nie een van my gunstelinge nie. Zander, soos ek vroeër gesê het, 'n man van statistieke, en die statistieke wys dat 'n ouer perd met 'n ligte gewig 'n redelike goeie kans in die Hollywood Bets Durban July het. En wat dink jy van hierdie perd Regulation? Sy loting is goed. Hy het 'n jong jockey op van 'n Suid-Afrikaanse legende, sy seun, wat nou onlangs by Royal Ascot resies gewen het. Dit wil gedoen word.
Die loting is reg, die gewigs reg. Wat interessant is van hierdie perd is, ek dink hy is die halfboetie van Belgarion, wat die July tevore gewen het. So dis interessant, beteken die bloedlyn is daar, maar hy het bietjie van 'n asemhalingsprobleem as jy kyk na die kommentaar na die tyd. Ek sal altyd dit in ag neem wanneer mens wetenskappe plaas. Perde wat partykeer asemhalingsprobleme het, hulle kan baie inconsistent hardloop. So as alles reg gaan vir hom op die dag, dan dink ek dit is 'n goeie kans. Ek dink die afrigter het hierdie perd ook maar weggesteek vir hierdie resies, dat hy inkom op 'n lae gewig en hy het dit reg gekry om in te kom op 'n lae gewig. So ek gee hom maar ook 'n kans. Ek dink in die plekke definitief. Dis regulation nommer 2. Nou gaan ons aangaan na een van die ander dames, jonger dame in die reis, die Filly Wishlist. Ons gaan gou kyk na die reis wat sy gewen het, die Lucky Fish Wellington 2000, waar sy vir Menou Kortkop op die lyn gevang het. Nou, ek gaan eers na Albert toe gaan. Albert, weer eens perd wat van die Kaap afkom en hierdie Filly het nog niks eintlik verkeerd gedoen nie. Ja, nee, kyk, sy wys dat sy het klas. En sy raak dit alweer. Ek dink nie, al het sy gewen laas keer, ek dink nie dit was op beste run nie. Ek dink sy is baie beter as dit. As sy die nodige verbetering maak van daai wedren af, is sy 'n baie groot runner. En jy weet, ek met 54,5 maak ek al een van die perde om te klop. Tien juffrou, die distansie, is daar enige iets wat vir jou sê dat sy dalk nie die ekstra 200 meter gaan kry nie? Ons het gesien hoe sy nou net 'n kortkop vir Menou gevang het op die lyn in 'n reis waar hulle nie baie vinnig gegaan het nie. Ek glo nie is te kort vir haar nie, MJ. Ek maak hierdie perde 'n groot runner in hierdie wedloop. Ek meen, haar laaste 4 reise sy het gewen. Dit is 'n filly wat sy weet nie hoe om eintlik te verloor nie. Sy wil altyd daar kom, sy wil wen. Elke keer kom van agter af. Ek dink hierdie perd het 'n groot kans hierso. Jy weet, sy is unbeaten. Sy het nog nooit sy was nog nooit geklop in Greyville nie. Ja. So met die gewig en alles, jockey Andrew Fortune uitstekend. Hy ken haar en ek dink regtig waar hierdie perd het 'n baie groot kans, ja. Zander, 'n filly wat regtig alles wat van gevra het sy sover goed gedoen. So ek weet nie, wat dink jy van Wishlist? Baie mooi merrie. Definitiewe kans van die loting af. Ek dink dis 'n groot runner. Hoe 'n perd wat tweede run of hier is nou derde run na 'n bietjie van 'n vakansie, hoe belangrik is dit? Relatief belangrik. Kyk, dis ek weet nie of mense dit noodwendig 'n bygeloof kan noem nie, maar dit is gewoonlik die geval dat die derde wedren na 'n breuk is gewoonlik 'n perd se beste ene. So weer eens verskriklike goeie beplanning deur die afrigter Justin hierso. Ek dink hy verwag 'n baie groot wedren van hierdie filly af. Ek dink Andrew Fortune dink hy gaan wen op haar. Kyk, dit is 'n moeilike vraag. Ons sal sien of sy dit kan regkry, maar daar's 'n rede hoekom ek dink sy derde of vierde gunsteling in die reis is. Sy het nog niks regtig verkeerd gedoen in hierdie seisoen, veral terwyl sy oor afstand gaan. Sy wys sy kan van 'n vinnige pas af wen oor afstand en van 'n stadige pas. Dit hang maar alles af hoe die resies gehardloop word uiteindelik, maar ek gee haar groot kans. Justin Smith het redelike goeie 3 goeie perde in die reis en nog aan een is die volgende is nommer 11 Nou Toe Self, ook 'n perd wat uit die Lucky Fish Cape Town Derby gehardloop wat hy agter op Wishlist gehardloop het en hy moes 'n bietjie haar gewig gee daai keer. Sander, gaan by jou bly. Hierdie perd Nou Toe Self, 'n perd wat net met elke run net bietjie beter en beter word. Laas keer dalk, ek weet dit agter staan major gehardloop, maar ek dink hierdie perd, dis ook sy tweede, derde run na 'n breek en dis 'n groot plus vir my. Ja, kyk, wat interessant is van hierdie perd, dit lyk vir my hy vat bietjie tyd om in die gang te kom. So ek sal sê actually hierdie renbaan is dalk die minste geskik in hele Suid-Afrika vir hom. Hy's 'n perd met duidelike klas. Ja. Ek dink as Justin braaf genoeg is om hierdie perd te vat vir die Summer Cup, sal hy dit dalk wen. Omdat dit langer reguit is. Hierdie perd vat dit ook om in die gang te kom as jy kyk na sy replays. Of die so ek dink die loting, dis bietjie moeilik. 11 is half in die middel, so jy kan slegte geluk kry, kan goeie geluk kry van daai loting af. 'n Verskriklike goeie jockeykeuse hierso. Richard is op die perd. Hy het goeie kollaterale vorm. Die 3 jaar ouds is ook besig om te verbeter soos tyd aangaan. Seker is beter as ander. Seker is in verskillende stadiums van hulle program fiksheid gewys. So dit kan dalk wees dat die Daily News net R1 te kort vir hom was. Hy gaan peak in die July in.
So ek dink Justin sit met 'n regtig sterk hand hierso. Regtig sterk hand. Ja, Albert de Perd het ons natuurlik in die Kaap gesien het wen eerste keer uit waar hy amper nooit moes gewen het nie, 1200 by Hollywood Beach Kenilworth en regtig hy het dit nog net die distansie gesoek. So nou dit self vir jou 55 kilos 11 gedrol. Richard die July al 3 keer gewen. 100%. Richard Fourie op 11 gedrol, dis nie te sleg nie. Hy's duidelik 'n perd met baie klas. En as jy kyk na sy laaste wedloop ook teen Star Major. Hoeveel kilos is hy beter af met Star Major? So ek dink 'n kilo, 2 kilos. Is dit 1 kilos? Ja. 2,5. 2 is dit 2,5. Okay. Soos Sander Spisie langs my sê, dit is 'n groot voordeel vir hom. Ek dink selfs as jy kyk na sy wedloop agter Okavango ouer perd. Wat ook 'n redelike goeie perd is. Ek dink baie sterk hand wat Justin hierso het en ook een van die perde wat jy seker in die eerste 4 sal sien. Nou baie interessant, Tini gaan na jou toe kom vir die volgende perd Star Major wat gunsteling is en hoe ons nou gepraat het, dit asof die gewigte nie in sy gunsteling is nie, maar hy is tog gunsteling van die reis en 2 baie goeie reisies gewen. Sy laaste wen was die Daily News en net Michael Michel, die Franse dame wat hier ry en sy doen baie goed. Wat is jou opinie oor Star Major met die gewig, die loting en internasionale jockey wat vir haar ry? Ja, kyk, Michaela Michel, sy ry vir my ook Ons gaan gou kyk sommer op die vir die replay van Star Major, kom van ver agteraf. Ja, dit kom van ver agteraf, ja. Dis heeltemal korrek. Die perd het 'n verskriklike finish na die lyn toe. Ek meen die perd het verby die ander perde gehardloop asof hulle stil staan in sy laaste reis van waar sy gekom het. Ja, dit moet 'n runner wees. James Crawford, hy's op vorm. Michaela Michel, sy ry baie goed. So die perd moet definitief kans hê, ja. Albert, ons kyk nou daar, hy kom van redelik ver agter. Dis nie die grootste veld nie in die Hollywood Beach Stone July se 18 perde. Daai taktiek wat hulle gebruik met hom so ver agter, kan dit teen hom tel of wat jy opinie oor daai? Ek dink dit kan in so 'n groot veld. Daar's baie meer dinge wat kan verkeerd gaan vir jou. Maar hy is 4 geloot. Gaan hom heeltemal wil agter sit van 'n 4 loting af. Jy wil jou loting verloor nie. So ek is seker van hy moet mooi uitkom en net mooi ontspanne sit en dat dit wat wil verbygaan laat verbygaan. Kans vir jou? En ek dink 'n goeie kans. Ek dink dit bietjie moeiliker met die gewigte nou. Ja. Maar definitief met 'n kans. Sander vroeër gesê, statistiekman, 57 kg, 3 jaar ouer perd, hoe maklik of hoe moeilik is dit vir? Nog nooit gedoen in geskiedenis tot my kennis, 57 op die rug van 'n 3 jaar oud in die July nie. Miskien baie lank terug. Kyk, die perd het hy seker 'n kollaterale vorm in sy laaste 2 wedrenne. Tin Pan Alley is vir argumentsonthaalwe dalk die beste myler in die land. As jy kyk op sy weight for age wenne wat hy gekry het hierdie jaar en die groot resiese wat hy al gehardloop het. Hy het hom geklop oor 1600. Nou gaan hy 2002 in die Daily News in 'n redelike competitive Daily News veld. En hy het gewen van agteraf 3 wyd gegaan op 'n stukkie daar. So daar's verskriklik baie potensiaal in hierdie perd. Die probleem is weer eens die gewig. Die aard van die July is sodat perde wat 'n ligter gewig het is meer bevoordeel as die wat swaarder het. Dit is eintlik maar voor die hand liggend dat dit die geval is. As die perd is wat sy vorm suggereer hy kan wees, dan kan hy die resies wen. Dan is hy een van die beste perde in die land. Ek dink as 'n 4 jaar oud, hierdie perd gaan in die Met vreeslik goed doen. Hy kan 'n klomp weight for age races groot is, dink ek in sy loopbaan plat trek. Die vraag is of hierdie taas dalk te moeilik vir hom sal wees, ek weet nie. Dink hy het 'n goeie kans. Loting van 4 is fantasties. Michael Michel ry baie goed deesdae in Suid-Afrika. Sy's op vorm. Sy het 'n goeie balans op 'n perd en jy kan duidelik sien die internasionale ervaring wat sy opgedoen het. Tel baie van haar resiese. So dit gaan baie interessant wees. July is 'n moeilike reis. Dis moeilik, maar het 'n kans. Ja. Ek gaan sommer van links na regs vir Tini vra, gee vir ons 2 perde in die July wat jy dink in die top 4 sal hardloop. Jy bietjie onder druk sit hierso Tini. Jy het nou gestudeer en ja, wat dink jy wat gaan gebeur? My keuse sal wees Weasley sal daar wees en Mokka Blend. Albert vir jou? Ek kan gaan
met Isovivani en dat ek buitestander wat ek dink 'n goeie kans het as hy die afstand bly. Sides. Zander, jou opinie? Ek hou baie van Vivas Liberty en dan ek gaan sê my eie perd gaan wen want ek mag niks anders sê nie. So hy is die reishouder. Glad te druk, ja. Vir die manne, baie dankie en ons het 'n tipsters bord wat al die tipsters of nie tipsters, die presenters, kommentators almal wat betrokke is met die perde en media doen net vir ons 'n lys van perde gegee of die eerste 4 wat hulle in opinie is. Daar's die lys. Jy sal sien die Honingvorm, Sporting Post, Computervorm, Reisvorm, almal is daar en dan is daar natuurlik individuele mense wat perde gepiek het. Eerste 4 en elke perd het punte gekry. Sê die perd wat eerste gepiek is, het 4 punte gekry, die tweede gepiek is, het 3 punte gekry, wat derde gepiek is, het 2 punte gekry, en die perd wat vierde gepiek het 1 punt gekry, en al daai som was gemaak, en ons gaan net nou 'n lys sien wat almal se keuses was, wie top gekry het. Star Major die meeste punte gekry, 106 punte teen Note to Self van 91, Wishlist 70, 41 Mokka Blend, Zouch 38 en die perd wat ek gekies het is daaronder. Hy het seker net by my punte gekry. Regulation. Maar ja, interessante goed. Kyk wie daar Grand Knolls het gaan vir Star Major, Johnny Gerudis, Mokka Blend, Lyle Cooper Note to Self, so almal het hulle opinie gegee. Daar Candice Linfernos op Legal Counsel. So nogals heel interessant wat almal dink wat Saterdag gaan gebeur. So ja. Hierdie boekie is die Bybel vir Saterdag. Vergeet van Sondag, dis Saterdag. Jy kan nie sonder hierdie ding wenners kry nie. So die Honingvorm gaan kry vir jou een by al die Hollywood Bets Athletes of online honingvorm.co.za. So ja, hopelik ek het dalk hierdie gemerk, maar ek gaan hom wegsteek vir myself. So ja, manne, baie dankie. Dis die 130ste keer wat die Hollywood Bets Durban July gehardloop word en ons almal was al hier, dis geesies op Saterdag. Dis baie interessant, nee, Tini? Ja, nee, is een van die grootste reise wat gehou word deur die jaar in KZN in KwaZulu-Natal. Almal moet maar hierso wees, dit is ongelooflik. Jy sien van die beste perde hierso, ja. Albert, dis 45,000 mense by die renbaan, so dit is goeie gees, nee. Ja, nee, kyk, jy weet dit misloop nie. Dis ook die eerste jaar wat die prys gehad 10 miljoen is. Grootste resiesdag in Afrika. Moenie uitbos nie. Sander, Hollywood Bets Krywel gaan vol wees Saterdag. Ja, wat 'n uitstekende kans om moontlik 'n bietjie geld te maak op die tout of waar ook al jy wil jou wetenskap neerlê. Daar's verskriklik baie gees. Jy kan sien mense is duidelik passievol oor die dag. Miskien ook oor die 13de resies verplaasvind. Hooplik sien ons jou daar binne. Hoor die manne, As ons wen dan, ja. baie dankie vir julle tyd en ons hoop ons het die publiek bietjie inligting gegee van ons opinie af. So ja, sien julle Saterdag. Dis die 130ste keer wat dit gehardloop word en jy beter vir jou kaartjie gaan koop. Hier's 45,000 mense wat hier na toe kom. As jy nou al 'n kaartjie het nie, dan maak ons dalk die hekke toe. Maar ja, hoop ons het julle bietjie inligting gegee en hoop julle kan bietjie geld wen Saterdag. Die Hollywood Bets Durban July paneelvoorskou 2026 word aangedryf deur Hollywood Bets en Race Coast.